Ons sê dan ook welkom vir almal wat na hierdie diens saam met ons luister. Hierdie diens is uitsluitlik bedoel vir die GGC gemeente, maar as iemand aan die buitekant daarna luister en ook iets daarin vind, dan eer ons die Here. Maar die woord wat vanoggend gaan vloei gaan wees vir hierdie gemeente en gemeenskap. So kom ons bid saam en vra ons Here se seën. Here, dankie vir u woord. Dankie vir u woord wat lewend en kragtig is en skerper as 'n tweesnierende swaard. En so JP vanmôre gebid het, Here, laat hierdie woord vanoggend sny. Dwars deur alles wat in die pad kan staan, sodat ore kan hoor en harte kan gehoorsaam. Sodat siele kan juig en sê, dit is die woord van die Here vir ons vir hierdie jaar en ons beweeg daarin. Die woord sê telke male dat die wat ore het hoor, Here. En daarom sê ons vanoggend, Here, spreek, want u diensknegte luister. In die naam van Jesus Christus bid en vra ons dit. Amen. Goed, môre is nou te veel dinge rondom my, so nou gou met dit aansien. Glo dit of nie, maar vanoggend is ek nou nervus. Ek is op my sending wees. Want ek loop die risiko vanoggend om van julle te verloor. Omdat jy gaan aanstoot neem in dit wat ek glo die Here vir ons wys vir hierdie jaar, of wat jy 'n afleiding maak van wat jy dink ek bedoel of nie sê nie. So as jy aanstoot neem vandag of iets pla, asseblief kom sien my. Kom vra vir my wat ek bedoel sonder dat jy vir iemand aan die ander kant gaan sê ja, Bout moes nog dit gesê of dit gesê. OK? Jesus sê vir Johannes, stuur 'n boodskap vir Johannes en sê geseënd is die wat aan my nie aanstoot neem nie. So as jy vanoggend sal aanstoot neem, sal dit wees aan die woord van die Here, nie aan my nie. Daarom is dit vir my moeilik om vanoggend oor hierdie woord te praat en hierdie woord vir almal te bring, want dit is 'n aangekondigde woord. 4 Augustus 2019 het ons saam met julle begin. Ons is nou in die 7de jaar saam met julle. En die Here het vir ons 3 opdragte gegee toe ons hiernatoe gekom het. En ek gaan net vinnig met julle oor hierdie 3 opdragte werk, sodat julle verstaan wat die 3 opdragte is, en dan die vraag kan antwoord, het ons as gemeente aan die 3 opdragte voldoen, en het ons as herdespaar aan die 3 opdragte voldoen, voordat ons kan gaan na die nuwe aankondiging van die Here. Ek sê nie, hierdie is soos 'n Nuwe Testament, en die ou is vervang nie, glad nie. Ek wil net eers met op dieselfde bladsy kom teenoor, wat was die opdrag teenoor hierdie gemeente? So, die eerste opdrag was 1 Korintiërs 2, vers 1 tot 5, en ek gaan dit nou vir julle lees. 1 Korintiërs 2, my boekwerk is dit nou almal uitgeval, so nou moet ek rondkrap. In Korintiërs 2 vers 1 tot 5. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Christus Jesus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Dit was die eerste opdrag gewees. Jesus as die middelpunt, Jesus as die gekruisigde Here Jesus, opgestane Here, as die middelpunt en die sentrum van lering en Bybeluitleg en ons samekomste. Niks anders as Christus en hom as die gekruisigde nie. En van julle sal weet en van julle sal nie weet nie, maar daar was kopbestamp in die laaste 6 jaar oor tipe lerings van die kant af. En dan moes ons sê,
Dit was die opdrag van die Here. Ons is nie nou geroep vir eskatologie of enigiets anders nie. Die fokus van die Here nou is Christus en hom as die gekruisigde, want dit moet 'n basis vorm waarvanaf jy kan verder werk. As Christus Jesus nie die basis vorm van jou geloof nie, kan dinge van die kant af wat nice is en ook in die Bybel staan jou aandag aftrek. En ek kan dit so interessant begin raak dat jy jou fokus van Jesus verloor. En dan is dit verby, as jy jou fokus van Christus verloor, begin hardloop jy in 'n wêreld van Christendom sonder Christus. En dis een van die groot probleme in die wêreld daar buite, die terme van kerk wees. Is 'n kerk sonder Christus. Ek glo ons het voldoen daaraan, almal van ons. Ons het mekaar accountable gehou, om te bly by Christus en hom as die gekruisigde en niks anders nie. Ons tweede opdrag het gekom uit 1 Korintiërs 9 uit. Daarom nie verse blaai nie. Vers 19 tot 22. Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword, om die Jode te win. En vir die onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. En vir die wat sonder die wet is, soos een sonder die wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is, te win. En die kernvers daarso is, ek het aan almal diensbaar geraak. Die Here het vir ons die opdrag gegee, kom in die ritme van die vallei. En met vallei bedoel ek die groter vallei. Ons praat nie van een dorpie son, die groter vallei. En om vir 'n Jood soos 'n Jood te word, en vir 'n nie-Jood soos 'n nie-Jood, en vir 'n Griek soos 'n Griek, en vir 'n boemelaar soos 'n boemelaar, beteken nie jy word soos daai persoon nie. Dit beteken jy word diensbaar aan daai persoon, vir waar daai persoon nou is. Die konsep daar is Josef in die put. Dit is om af te klim met te leer na Josef toe. En nie vir Josef te sê, wat maak jy hier, kom uit die gat uit nie. Maar om te gaan sit langs Josef onder in die put. En te sê, ek wil verstaan hoekom jy hier gekom het. Ek wil verstaan hoe jy hier gekom het. Ek wil verstaan hoe jy voel. Ek wil saam met jou hier kom sit, totdat ons twee mekaar se harte hoor en verstaan, en dan opstaan en commit aan die sentrum wat Christus is. En hom as die gekruisigde, en dan uit hierdie put uit een spar van die leer op 'n slag, saam te klim, totdat ons bo is en uit dit uit is. Hier sit baie gesiggies wat ek vanoggend ken, saam met wie ons dit gedoen het. Diep afgegaan het, en in jou ritme ingekom het, koffies gedrink het, seer goed gedeel het, moeilike paaie saamgestap het, verwarring hanteer het, saam onder in die put, sonder om jou te probeer uitruk so vinnig as moontlik. En as jy voel ons het dit nie gedoen nie, kom sê dit asseblief. Kom sê waar ons jou verkeerd hanteer het, sodat ek kan jammer sê, en vergifnis vra, dat ek jou nie hanteer het, soos Christus die opdrag gegee het, om in jou ritme te kom, voor die tyd nie. Nie verander na die selfde gelykheid as die wêreld nie. Glad nie. Maar om iemand spasie te gee, om daar te mag wees vir 'n oomblik, sonder om te sê jou swakkeling, want Paulus sê, ek het ook saam met jou swak geword, om die swakkeling, om die Jood, om enig iemand te wen, te oortuig van die evangelie. Van die evangelie is 'n krag. Dis 'n krag tot redding. Maar jy kan nie iemand daarmee slaan nie. Jy kan nie iemand met die Bybel gooi en sê, kom reg nie. Jy kan nie iemand in 'n diep put van depressie of seer of onsekerheid net sê, kom reg en kom daar uit nie. Want dan het jy geen simpatie en empatie nie. Maar Christus het almal daar uitgekry oor tyd. So ons het saam met julle in die ritme van die vallei gekom. En die derde opdrag was Nehemia 4
baie ver terug in die Bybel, as jy hoef nie nou te blaai nie, ek sal dit gou lees. Nehemia 4 vers 16 tot 17. En van die dag af was die helfte van my mense besig met die werk en die ander helfte het die spiese en die skilde en die hoë en die pansers gehou, terwyl die owerstes agter die hele huis van Juda gestaan het. Van die bouers aan die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die werpspies hou. En wat ons beleef het die Here sê, is hy het van Nehemia gesê, jy moet tegelijkertijd bou aan die muur en jy moet reg wees om te verdedig. So die ene hand het die spies en die ander hand het die troffel. En toe sê die Here vir ons, julle gaan in hierdie vallei ingaan, nie om 'n finansiële burden op die vallei te sit en op die gemeente te sit, dat hulle vir julle van die begin af alles moet uitsorteer in terme van julle lewensonderhoud. Julle gaan werk. En daarom het ons van die begin af tot nou toe werk ons. Van julle weet dat ons onderkos versprei en ander dinge in die gemeenskap doen om inkomste op die tafel te sit. Sodat ons nie sê, maar julle moet alles vir ons gee wat ons wil hê nie. En as julle voel ons het nie daaraan voldoen nie, kom sê dit ook vir ons. Dit is die 3 opdragte. Christus en hom as die gekruisigde, kom in die ritme van die vallei en werk saam met bedien. Jy is 100% in die bediening. Jy is elke dag in die bediening. Maar jy het ook ander take wat jy moet verrig. En daarom is die take wat ons verrig ook deel van die bediening om by mense uit te kom. En vra vir my vrou, hoeveel keer kom ek by die huis nadat ek 'n sak hondekos vir iemand gaan aflaai wat ek glad nie ken nie en hulle ken glad nie vir my nie. En op 'n dag, dan is daar 'n hartseer by daai huis en kan die evangelie begin om te bedien uit 'n sak hondekos uit. Goed, daar is die 3 opdragte wat ek julle wil deel. En hierdie vakansie het die Here begin werk net voor die vakansie aangebreek het. Het ons vir julle gesê, ons beleef die Here sê, hy gaan 'n nuwe opdrag gee. En hy begin deur te sê, nou moet die ritme van die vallei verander word. Dan moet 'n nuwe ritme voorgestel word. En dit maak toe vir my baie sin, want na 6 jaar voel ek, daar's goeie verhouding tussen ons. Ons het gesonde verhouding met mekaar. En verhouding is vir my soos 'n vangnet vir 'n ou wat op 'n hoë spanningslyn loop, wat noem hulle hierdie trapesies, of wat is daai ouens wat so stap met die pale oor die vallei, oor die klowe. Interessant, oor 'n vallei stap hy. As daai ou val en daar's nie 'n net onder nie, hou hulle begrafnis. Maar die net is daar om te keer dat die spanning nie uitloop op die dood nie. En as ons 'n goeie verhouding met mekaar het ons vertroue om by mekaar te kom sit en vrymoedigheid om by mekaar te kom sit en sê, nou moet ons oor 'n moeilike saak praat. En nou gaan ons nie weghardloop van die moeilike saak of die konflik wat daaruit kan kom nie, want ons weet, die Here sal selfs dit ten goeie laat meewerk. So dis ons net. En as ons nie net het, wat het nou gebeur? Is een dood. Interessant. Ok. In die naam van Jesus kom reg. Grappie. As ons nie daai verhouding in plek het nie, om dit te kan doen nie, dit is net 'n koneksie. Dankie Jesus. Dankie Jesus gee, jy gee. Dis die ek is Jesus. Jesus. Want jy het die wysheid gegee om te gaan kyk. As ons konflik hanteer en ons sort konflik uit of ons sorteer iets uit wat in die pad staan van jou groei na Christus toe, dan gaan jy nader in sy hart. As jy weghardloop van konflik af of jy vermy konflik, bly jy altyd in die probleem staan. Jy kan nie vorentoe gaan nie. Dis die basis van verhoudings. Almal wil verhoudings hê sonder konflik, maar konflik is die basis van groei in verhoudings.
En die konflik moet uitgesorteer word. So as jy voel, ons het nie 'n goeie verhouding met jou nie, daar's niks fout met jou telefoon nie. Jy dink as fout met myne omdat ek jou nie bel nie. Ons is nie meer in die era van huisbesoek en jy's op 'n lysie en ek bel jy om jou te kom sien môre aand. Ja, ons is in verhouding. So jy bel my. En jy sê, vat hy rooi motorfiets van jou en kom drink koffie by my, of jy kom drink koffie by my, ek het koffie, is daar nie so fancy soos jou nie, maar hy is daar. Tee, rooibos en Brits, ons kan vir jou maak. Sodat ons die verhouding kan versterk. Want hoe sterker die verhouding is, hoe makliker raak het, wanneer dit moeilik raak vir kerk wees, en vir gemeente wees in Suid-Afrika, en let me tell you, dis die ver. Ons sien die geboortepyne daar buite van lelike dinge wat op pad is. Nou ons toe, in terme van ons vrymoedigheid, om Christus met mekaar openlik te deel. En om iemand te konfronteer in liefde wat buitekant Christus staan, om in Christus in te kom, is 'n geweldige probleem vir hierdie wêreld manier, want jy mag nie mense oortuig nie. So as ons verhouding met mekaar sterk is, dan kan ons hierdie goed saam hanteer, in plaas van weghardloop as dit gebeur. Hanteer, gebeur, mooi. So die vakansie het ek gaan stil raak. En ek het beleef dat die Here vir my moet 'n boek vat, die boek van Elia, oor Elia se lewe, en vir my gaan neersit maak, en vir my sê, lees. Behalwe, ek het nie gehoor, hy sê, staan by een bladsy stil vir die hele vakansie, 'n dubbelblad. En daai dubbelblad het ek met julle gedeel in 1 Konings 17 vers 4, het ek oor 2 Sondag met julle dit gedeel, verlede week en die week daarvoor, oor die Here se opdrag aan Elia. Min sou ek weet dat hierdie opdrag wat hy vir Elia gee, is die opdrag vir die gemeente. Maar dit moes eers vir my in my hart val. Dit moet eers op my van toepassing wees, want ek mag niks met jou deel, wat die Here eers met my deurgewerk het en deurgetrap het, en in my hart uitgesorteer het. So in 1 Konings 17 vers 4 sê die Here vir Elia, gee vir hom 3 opdragte in 1 vers, hy sê vir hom, draai hier vanaf weg, kom weg hier. Dan draai jy jou, moet jy draai na 'n nuwe plek toe. En hy sê, daai plek het koördinate, dis oos van die Jordaan, die plek se naam is die spruit van Krit. En as jy daar kom, dan steek jy jouself weg, jy wag op my, jy skuil daar, totdat ek vir jou gesê het, wat die volgende tree is. En hoe meer ek hiermee besig geraak het, hoe meer besef ek, die Here is nie net besig met my nie, die Here is besig met die gemeente, om te kom by waar hy gesê het, okay, ons het nou die ritme onder die knie, ons verstaan mekaar se harte, ons vertrou mekaar, ons is in verhouding met mekaar, ons is lief vir mekaar. Want as jy nie vanoggend weet, dat ek vir jou lief is nie, loop jy die risiko om hierdie aanstoot te neem, want liefde kan die grootste konflik hanteer en die mooiste uitkoms daaruit bereik. Of jy sê, wie dink jy is jy? Ek gaan soek vir my 'n ander aanbiddingsplek. En jy is welkom. Dis bly jou keuse. Maar dit sal nie my keuse of my voorkeur wees, of my hartsbegeerte, dat jy 'n ander plek van aanbidding gaan soek, net omdat jy 'n probleem het met die ou wat aan die voorkant staan. Kom drink dan liewer daai koffie. By die spruit van Krit het die Here vir Elia gesê, ek het reeds die kraaie opdrag gegee. Ek het reeds die kraaie opdrag gegee om vir jou te sorg. En daarom kon daar 'n stuk ambisie in my hart sterf oor hierdie vakansie wat ek gehad het aan die besigheidskant. Had 'n ding in my gemaal en gevoel wat ek wou uitleef in die besigheidskant, maar dit sou my weggevat het van julle af. Dit sou vir my minder tyd saam met julle gegee het. En die Here het die vakansie met my kom sê, Elia, dis nie waarvoor ek jou geroep het nie. Alhoewel ek vir jou gesê het, jy moet besig wees met daai kant ook, is dit nie die roeping nie. Die roeping is om in die vallei te beweeg,
tussen die mense van die vallei en deel te raak van elke huis. Om saam te kan stap, saam met elke huis deur sy kruis. Maar ek moes beleef hoe die Here sê, dit is 'n stuk van mammon, wat in jou ou lewe gesit het, wat saadjies gelos het in jou hart. En 'n klein oorblyfsel van 'n saadjie kan weer begin groei in die kant. Dan gaan ons weer. Daar kan 'n oorblyfsel wees van mammon in jou hart. Net iets wat vir jou belangriker raak as jou roeping. En dit vat jou uit die sweet spot van jou roeping uit. Jy het ook 'n roeping. Elke mens op aarde is geskep met 'n roeping, 'n goddelike skepingsdoel. En dis nie 'n universele ding nie. Wat universeel is dat die Here sê, wees aan my gehoorsaam en stap in my gehoorsaamheid, maar binne daai gehoorsaamheid, wat jy sy dienskrag en sy verteenwoordiger op aarde is, bring hy vir jou unieke roeping, wat jy moet uitleef. En dit kan gemis word, wanneer ambisie in die pad kom staan. Wanneer my planne op die aarde groter is as my behoefte om God se planne vir my te hoor. Wanneer my ambisie om geld te maak en 'n naam te maak en 'n legacy te los op die aarde vir my belangriker raak as my skepingsdoel om die Here Jesus se opdrag uit te oefen. Wat as Jesus 'n jaar in sy bediening saam met Judas besluit het om 'n massive besigheid staan te maak? Wat is Judas wat gesê het, meester, ek het al die besigheidskennis in die wêreld om vir jou 'n mega kerk te maak. En hy het gesê, let's do it. En hy bou ons vir jou 'n koets van goud, waarmee jy ry, en perde met vere op hulle koppe, sodat jy kan smart lyk. Waar was ek en jy vandag, as Jesus 'n aardse ambisie gekies het, bo sy Vader se opdrag oor wat hy hier moes kom doen. En daarom moes daai ambisie in my hart sterf. En ek moes hom kruis toe vat en sê, Here, ek bely voor U dat hierdie ambisie het te ver gegroei. Hy moet kruis toe, hy moet sterf. Ek wil weer terugkom by die oorspronklike opdrag. Dit tel vir my en dit tel vir jou. En by die spruit van Krit, waartoe hy moes draai, wat beteken van een plek af na 'n ander een toe. 'n U-draai vat jou heeltemal in 'n ander rigting. 'n U-draai is die woordjie bekeer, omdraai. Ek is op pad hiernatoe, ek draai 180 grade in daai rigting. Elia was by koning Agab, hy het 'n opdrag vir hom gegee, of 'n stelling vir hom gemaak en gesê, dit sal nie reën vir 'n aantal jare nie, omdat jy my volk ten gronde gelei het, sal dit nie reën nie, en ek sal weer kom aankondig wanneer dit reën. Toe is hy weg. Toe sê die Here, daar gaan jy. Klaar met hierdie opdrag, volgende een. En na Krit het daar nog opdragte gekom, maar Krit was die gaan stilstaan plek. Die gaan skuil plek. En die afvat van my dagtaak om alleen te wees by die Here, om seker te maak ek bly binne sy wil. Geliefde, jy kan nie 'n jaar vat sonder om te weet wat sê die Here nie. Jy kan nie 'n jaar aanvat sonder om uitgemaak in jou hart te wees oor wat wys die Here vir die jaar nie. Weet jy hoekom nie? Want die stemme van die wêreld en die media gaan te sterk raak in die binnekant. En voor jy vir jou kom kry, dan het jy die pad verlaat en agter sekere goed aangeloop wat jou oë en jou sintuie vir jou wys en wat jou hart begeer vleeslik. Maar as jy weet wat die Here vir jou gesê het, kan ek vir jou sê, op pad Pretoria toe, in 2010, was daar vele male waar ek voor 300 km sou omgedraai het. As ek nie geweet het, dat die Here duidelik gesê het, vat jou 2 voete en stap Pretoria toe nie. Want die adventure hou op, baie vinnig. Baie vinnig.
Dan skop die seer en die moeilik en die blaase en al die goed skop in. En dan moet jy weet dat die Here so gesê het, anders gaan jy omdraai. Net soos wat jy moet weet dat die Here gesê het, hierdie is my lewensmaat. Want as die Here nie so gesê het nie, geliefde, gaan jy wel omdraai. En sê, ek het jy opgeteken vir dit nie. Ons is nie compatible nie. Natuurlik is jy nie compatible nie, man. Hoe skaaf twee mense wat compatible is aan mekaar? Nee. Jy is hardkoppig. En jy is eiesinnig. En jy skuur teen mekaar totdat jy begin sterf en self begin agterkom, die huwelik groei net tot die mate wat ek diensbaar is en sterf. As jy meer oor dit gaan drink koffie met my vrou, dan sal jy vertel hoe hardkoppig is het. Sy weet. Maar die Here het haar aan my gegee en my en haar. Daarom is omdraai nie 'n opsie nie. Ons het 'n sê ding in ons huis, home is not an option. Ons draai nie weg van mekaar af nie. Ons werk deur die moeilike goed. Maar ek kan 'n mooi feit opsit as ek lus is. So, dis die agtergrond tot vandag. Dis die agtergrond om te verstaan dat die Here kom na GGC toe. Gaan die gemeente in Christus. Wat nie geroep is om 'n groepie mense by mekaar te wees hier en uitsluitlik te wees of 'n sekte te wees nie, te raak nie. Is 'n groep mense wat geroep word om binne in 'n gemeenskap aktief besig te wees met die dinge van die Here. En die Here sê 6 jaar. 6 jaar het 'n kans gegee om in die ritme van die verhouding te kom. 6 jaar het ek julle 'n kans gegee om rustig mekaar te leer ken. Nou kom die opdrag. En om die opdrag te verstaan, moet jy saam met my blaai na Matteus 28 toe. Glad nie 'n onbekende opdrag nie. Maar jy sal verbaas wees hoe dit werk. Matteus 28 vers 16 tot 20. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. Luister gou mooi. Hulle het gegaan na die plek toe wat Jesus vir hulle bestel het. Elia moes wegkom, hy moes draai, hy moes gaan na die plek toe waar Jesus hom bestel het. Waar Jesus hom gestuur het. Kyk na die ooreenkomste. Ons is vandag op die plek waarin Jesus ons gestuur het oor 'n periode van 6,5 jaar. Dis waar ons is. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Maar sommige het getwyfel. Sê gou weer. Wat is dit? 'n Mitsubishi wat? Bakkie. Ek mushrooms. Ja, sy. Nou kan ek eers pause druk hier. Geef hom 'n pakkie mushrooms, so jammer te sê. Is dit oukei om te twyfel? Dis oukei om te twyfel. Dis nie oukei om in twyfel te bly nie. Dit is oukei om by tye onseker te voel, verward te voel, nie te weet wat die Here vir jou sê nie te verstaan wat aan die gang is nie. Dit is heeltemal oukei om so te voel, jy is mens. Jou eerste ding wat gaan inskop in jou lewe, te alle tye is jou natuur. Want die natuurlike het eerste gekom, jy is eerste gebore as 'n natuurlike mens, voordat jy die Here leer ken, en so die natuur gaan vir jou sê, jou brein gaan vir jou iets natuurlik vorentoe skop, soos ek verstaan nie, of dit maak nie sin nie, of wat as, of sê nou maar jy kan nie daar bly in twyfel nie. Hoekom nie? Want dan raak jy soos 'n brander in die see, wat heen en weer geslinger word, met elke ou leerentjie wat verbykom. En elke YouTuber, soos Bia sê,
Papa, jy was 'n YouTuber. Jy het ooit gehoor van iShowSpeed? My genade, nou pop hy op daar klein baai. Nou hardloop al die kinders hawe toe. Want iShowSpeed is 'n YouTuber wat nou hier is. Ek dink hulle maak 'n grap. 46 miljoen hits op daai videoetjie wat hy nou maak nadat hy van die haaibootjies afkom. 46 miljoen. Kan ek jou sê, as iShowSpeed die Here moet begin dien. En as iShowSpeed die lig begin skyn van hom af na die Here toe, weet jy wat kan hy doen met 46 miljoen followers? Hy kan 'n ernstige verskil in hierdie lewe maak. Soos jy weer van iShowSpeed sien, vra vir my wie die Here ken. Punt wat ek wil maak daarmee is net, dit gebeur by tye, dat ek en jy onseker is. Maar dankie tog, Here Jesus. Dankie tog, dat dieselfde gedeelte wat hy praat, oor, moenie twyfel nie, begin daarbo moet sê, laat die een wat wysheid nodig het, dis Jakobus 1 is die gewonder, laat die een wat wysheid nodig het, dit afbid van die Here. Hoekom? Want hy gee sonder voorbehoud. Maar die Here is nie iShowSpeed nie. Hy kom nie met die spoed wat jy wil hê hy moet kom. En so vinnig soos 'n McDonald's burger nie, hy doen nie dit nie. Die Here is nie dit nie. Die Here is iemand wat wil hê, dat jou hart moet bedoel, dit wat jou mond sê. En jou hart moet verstaan, wat hy bedoel. Ek loop in, kyk, gelukkig, daar's mamma dan, okay. Die Here is iemand wil hê, dat jy 'n ding moet hom deurtrap, en daarom noem ons dit in die geestelike wêreld, jy moet hom deurbid. Dit is soos iemand wat vir jou sê, ek voel ek bid in die dak vas, nee, jy moet deurbid. Dit vat tyd om sekere sake te deurbid, totdat jy die absolute vrede het, wat alle verstand te bowe gaan, dat jy het dit in jou hart deurgepraat met die Here. En jy het die wysheid in daai saak van hom ontvang. Voor jy nie die wysheid ontvang het in die saak nie, het jy nog nie die saak gedeurbid nie. Jy is nog nie in die plafon. Hou aan, my vriend. Het deursettingsvermoë om te leer dat gebed nie 'n 5 minute uitstappietjie is nou en dan om myself te sis dat ek bid nie. Dan moet jy krit toe gaan. Dan moet jy krit tyd inwerk op jou dagboek. Niemand anders behalwe jouself is verantwoordelik vir jou dagboek nie, al werk jy vir 'n korporatiewe besigheid. Jy het 'n lunch. Jy het 'n vroegoggend, jy het 'n aand, jy het tyd wat jy kan inruim. Moenie sê jy het nie tyd nie, sê eerder die woord en gebed is nie vir my prioriteit nie. En raak jy eerlik oor dit. Want as dit is, en 'n saak, sal ek vir jou manne wys, wat so ernstig is oor die Here, en wat die Here vir hulle sê, dat hulle in vas ingaan, man en vrou, in vas ingaan, totdat die Here spreek. So ernstig is hulle om te hoor wat die Here sê, en as hulle uitkom, kan jy maar 'n missiel op hulle afvuur, dis waartoe hulle beweeg. Dis wat die Here sê. En dit is hoe seker ek is oor die woord wat die Here bring vir hierdie jaar. Vers 18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, en daai antwoord nou op die twyfel in hulle hart, né? Aan my, aan Christus Jesus, Seun van God, is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Waarmee stel hy hulle gerus? Hy sê die een wat die opdragte aan julle gee, is die mono, heel bo, alfa en omega. Daar's niks, geen mag, geen gesag bokant my nie. Alles is aan my gegee. So wanneer ek die opdrag gee, kan jy weet, ek sal alles in die opdrag inwerk, wat nodig is om die opdrag uit te voer. Dit moes ons van mekaar verlede week sê, onthou julle? Toe Jesus die opdrag gee aan Elia, om Krit toe te gaan, toe sê ek het reeds, verlede tyd,
Voor ek die opdrag vir jou gegee het, het ek ingewerk in die opdrag, die voorsiening. En nadat Elia daarvan af weg is, het hy na die volgende dorpie toe gegaan, daar het die Here reeds in die verlede tyd, in die opdrag, vir 'n weduwee opdrag gegee. En oral waar hulle heen gaan, en oral waar die opdrag gaan, kan jy maar gaan kyk in die woord, die voorsiening vir dit is ingesluit in die opdrag. So al wat hy vir sy disippels wil sê, is die opdragte wat ek gee, just do it. Al maak dit nie sin nie, al kan jou brein dit nie uitredeneer nie, al weet jy nie hoe gaan jy dit doen, wat jou finansiële posisie is om dit te bereik nie, hou op dink. Gehoorsaamheid is ja, Here. Twyfel is ja, maar, Here. Gehoorsaamheid is ja, Here. Twyfel en selfregverdiging is ja, maar. Wat van dit. Jy mis die voorsiening buite die opdrag. Raai gou wat? Daar is voorsiening buitekant die opdrag. Daar is voorsiening buitekant die wil van die Here, maar dis die Satan. Dink jy die Satan kan nie sien nie? Hy kan. Dis baie maniere buitekant die wil van die Here om geld te maak. Regtig. Maar die vyand sal jou aanblaas om dit te doen. Want jy gaan jou vrede en jou joy daar verloor. Jy gaan jou doelwit op aarde daar mis. So hy sal jou aanblaas, kom, hierso. Lekker geleenthede. Kyk hierdie geleenthede, kyk hierdie. En die Here sê, kom weg, draai daarvan af. Ek sal met jou praat, ek sal duidelik met jou wees, ek sal die wysheid gee sonder voorbehoud, maar bly by my in my wil, sê die Here. Nou kom hy vir die eerste keer by die opdrag. Alle mag en gesag is aan my gegee in die hemel op aarde. Gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Gaan 1. 2. Maak disippels. 3. Doop hulle. 4. Leer hulle. Geliefdes, ek wil hê jy moet baie aandagtig luister na. En moenie na hierdie volgende tekeningkie verkeerd kykie. Ons is nie besig om levels te skep waarbinne jy moet beweeg of te sê dat een persoon is meer heilig as 'n ander een nie. Maar ek wil vir jou tog iets wys van hoe Jesus hierdie opdrag self demonstreer aan hulle. Want daar sê dit in die einde van Matteus 28. Hierdie is net voor hy weggaan en dan sê hy vir hulle, en ek sal met julle wees al die dae tot aan die volëinding. So wanneer Jesus hierdie opdrag gee, het hy ook in die verlede tyd reeds vir hulle gewys hoe hy dit doen. Hoe anders kan hy vir hulle sê, gaan na die nasies, doop hulle en leer hulle alles wat ek julle geleer het. Alles wat ek julle geleer het, het ek reeds vir julle gewys. So wanneer jy Jesus sien beweeg in die skare, kom ons noem hulle kerkdienste, dan sien jy, vat byvoorbeeld die bergpredikasie. Gaan lees die bergpredikasie deur. Ek noem net 'n getal, die skare. Moet nou nie vir jou vaskyk in 5000 nie. Die menigte. Dan sien jy, hy's besig om vir hierdie mense die boodskap, die evangelie te verkondig. Hy's besig om die boodskap van verlossing en redding te bring. Dit is 'n uitnodiging. Wanneer Jesus 'n boodskap bring hy nie 'n mooi boodskap en hy los dit daar nie. Hy bring 'n uitnodiging vir elke een om wat te doen. Noem vir my
wat is die spreekwoord, die sinsnede, wat Jesus vir almal, oral waar hy beweeg het, gemaak het. Moet hy nou weer gepreek het. Volg my. Volg my. Om volg my te verstaan, is om te verstaan wat die woordjie disipel beteken. Wanneer Jesus sê, gaan na die nasies, dan sê ek stuur julle. Ek stuur julle, julle moet uitgaan. Gaan na die nasies. Maak disipels van hulle. Baie van die Engelse Bybel sê, teach them. Dan sê in daai woordjie disipel, sê hy, dit is iemand wat Jesus volg en Jesus se lering aanneem. 'n Disipel is beide 'n volgeling. Nou, ook goed, kom ons maak dit maklik. Wat beteken volg? Wat beteken volg? Jy doen wat hy sê. Jy stap agter hom aan. Jy kyk na sy voorbeeld. Jy doen soos hy doen. Hoekom dink julle word al hierdie ouens online influencers genoem? Is hulle beïnvloed menslike gedrag? Voor jy vir jou kom kry, is jy 'n volgeling en daarom word jy follower gekoppel dan. Jy's 'n follower van 'n influencer. Jesus maak daai uitnodiging oral waar hy met die skare praat. En hy sê vir hulle die volgende: ek nooi julle vanuit hierdie posisie waar julle hoorders van die woord is, nooi ek julle om dieper te gaan saam met my. En ek maak die uitnodiging, volg my, maak ek. En uit die 5000 uit, kom daar 72. 72 wat? Disipels. 72 wat hom volg basies in die praktyk en in lering. Kom ons doen 'n teorie. Hulle volg hom in teorie en hulle volg hom in die praktyk. Deur wat te doen? Deur te gaan na die nasies. Self deur die teorie te werk en dan te besef, die teorie maak dit vir my prakties moontlik om uit te gaan en uit my comfort zone uit te klim en te gaan na iemand toe wat disipelskap nog nie het nie. En dit te gaan aanbied en dieselfde opdragte te gaan gee, deur te gaan teach, deur te gaan praat, deur te gaan getuig teenoor mense. En wanneer die mense die evangelie hoor, die uitnodiging te maak, volg Jesus. Maar Jesus sê, wow. Om my te volg is nie net om agter my aan te stap tot die mate wat dit jou pas nie. Om agter my aan te stap beteken verloon jouself en neem jou kruis op. So Jesus sê om deur te kom deur hierdie lyn van die skare af, van mense wat net dienste bywoon, na iemand wat 'n disipel is en die praktiese kant gaan uitleef van dit wat hy geleer het, is 'n absolute mind shift. En dat ek kry ook die opdrag. Net soos Jesus die opdrag hier gee, kry ek ook die opdrag, volg my. En as jy my wil volg, dan kom die volgende opdrag, want hulle kry die opdrag, nie hulle nie. Volgopdrag is vir die skare, om disipels te raak, maar dis die disipels wat die opdrag kry, om te gaan na die nasies. Jesus praat nie in Matteus 28 met die skare nie, daar staan, en die 11 disipels was by hom. Ja, maar bou, jy teken verkeerd, jy sê 72.
Ja, daar was 72. Maar iets het gebeur in 1 Johannes 6, as ek reg onthou. In Johannes 6 vers 51 tot 68, jy hoef nie nou te blaai nie, sê Jesus vir die disippels, wie nie my vlees eet en my bloed drink nie, is my nie waardig nie. En wat gebeur, is die 72 sê, hierdie woord is te hard. Wie kan dit volg? Wie kan dit volg? Nadat hulle hier gesê het, is reg, Jesus, ons sal U volg, dan bring hy 'n opdrag. In plaas van dat die wat onseker was, het gesê, Here, verduidelik dit vir ons 'n bietjie beter. Maar nee, hulle neem aanstoot aan die woord, en 60 van die 72 loop. So dit is selfs moontlik om te sê, ja Jesus, ek sal U volg, maar U opdragte is te moeilik, so ek staan terug. Ek wil nie meer U volg nie, ek wil nie meer 'n disipel wees nie. En waaroor gaan dit? Dit gaan oor 'n skrif wat sê, en ek het dit neergeskryf, want ek het dit aangedink voor die tyd nie. Sal iemand nie eers die prys betaal as hy 'n huis wil bou, om te weet hoeveel gaan dit kos om in die huis te bou? Sal iemand nie die koste bereken as hy 'n toring wil bou, wat gaan dit kos om die toring te bou nie? As iemand 'n muur om sy huis wil sit, sal hy nie eers die koste bereken, sal hy nie eers 'n kwotasie kry nie. En kyk of ek die prys kan betaal, wil betaal, om hierdie taak uit te voer nie, om hierdie opdrag te voltooi nie. Interessant dat ek nou van 'n muur praat, want dit was Nehemia se opdrag. Behalwe dat Nehemia begin met 0. Nehemia het niks. Wat is Nehemia vir die Here gesê? Ek kan dit nie doen nie. Ek het niks geld nie. Maar in die Here se opdrag aan Nehemia om te gaan om die muur te herbou, gee hy vir 'n heidense koning opdrag in sy hart sonder dat hy dit weet, om vir Nehemia alles te voorsien wat nodig is om daai muur te herbou. En daai stad was afgebrand en geplunder wat hy moes herbou het. Wat beteken die mense daar binne het ook nie noodwendig geld gehad nie, maar jy kan nie so daaroor dink nie. Jy kan nie logies dink oor die opdragte van die Here nie. As jy doen wat jy sê en jy wil hom volg, volg jy vir hom, come what may. Anders loop jy die risiko, en dit is 'n geweldige risiko, my geliefde, want as jy 72 raak, en dan kom ons by Hebreërs 6, wat sê, as iemand die Heilige Gees deelagtig geraak het. Nou, ons kan die tyd voorbij gaan, ons wil dit lees. Hebreërs 6. Ek lees dit vir jou. Want dit is onmoontlik om wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig beleef het, en dan afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe. Dis onmoontlik. Weet wat nie? Daar is soveel mense wat sê, nee, ek gaan die Here dien, ek gaan hom volg. Maar hulle het nie die koste bereken, wat het hom gaan kos, om 'n volledige disipel van Christus te raak nie. En dat jou gewildheid en jou gemeenskap kan kos, onder sekere groepe. En dat jy gaan moet 'n nee aanvaar, vir sekere dinge wat jy wil doen, en die Here sê nee. En jy voel dit stoei in jou hart. Dan kom die evangelie ten koste van dit wat jy wil doen, ten koste van jouself, en moet jy sterf in daai saak. En jou kruis opneem, maar dit wat voor Christus jou geroep het, om te gaan doen. Dan draai 60 van die 72 om, en sê, daar staan daar letterlik geskryf, en hulle het hom nie meer gevolg nie. Dit staan daar, gaan lees het. Hulle het hom nie meer gevolg nie. Daar's iets wat nodig is om van 'n kerkdiens bywoner te beweeg na 'n disipel toe. Dis nie iets wat jy
shine moet probeer kry nie. Dis nie iets wat jy op papier kan uitfigure nie. Dis 'n besluit wat jy neem voor die Here. En geliefdes, hierdie is die jaar waar jy dit gaan moet besluit. Want die Here se opdrag aan hierdie gemeente is, hierdie jaar gaan die lering en die teorie plaasvind, maar ook die prakties, die uitstuur. Hier gaan dinge gebeur in die gemeente, wat vir jou ongemaklik gaan maak. En jy moet besluit, gaan jy verby die ongemaklikheid werk, omdat jy graag die Here Jesus wil volg, of is jy nog nie reg nie? En hoor vir my mooi, daar is nie druk op jou rondom dit nie. Die lewe is 'n keuse, het 'n oupel van my altyd gesê. Die Here plaas altyd 'n keuse vir jou. Hy forceer jou nie. Dit bly altyd 'n uitnodiging. Die ryk jong man, die fariseer wat by Jesus kom, rammel al sy CV gou daar af. Jesus sê vir hom, verkoop alles en volg my, gee die geld vir die armes en volg my. En hy draai weg. Bedroef in sy hart draai hy weg, want hy het baie besit. En ek sê nou vir jou upfront, nog nooit in my lewe het die Here vir my gevra om alles weg te gee nie. Maar het al 'n paar keer my hart getoets oor waarna ek wil vashou. Hy het al 'n paar keer my hart getoets oor die laaste bietjie wat daar lê en of ek bereid is om dit te gee. Maar net voor ek dit moet gee, soos net voordat Abraham vir Isak offer, dan bring die Here die voorsiening wat nodig is. Sê ek het jou hart getoets. So ek is oortuig daarvan dat die Here nie daar ryk jou man se alle geld of enigiets wil gehad het nie. Hy wou sy hart toets of sy hart is die evangelie om te volg en of dit nog steeds mammon is. En te bewys hy homself in mammon. En ek voel die Here sê, dit is tyd dat ons disippelskap prakties begin uitleef in ons breër gemeenskap. Maar hier kom die ding. Ons kan nie dit uitfigure hoe dit werk nie. Die opdrag is gegee. Gaan na die nasies. 'n nasie beteken nie jy moet op 'n vliegtuig klim en Turkye toe vlieg nie. Nie noodwendig nie. Dit kan wees dat die Here dit sê, maar dit is nie noodwendig wat die Here vir jou sê nie. Die Here kan vir jou stuur na jou plaasmense toe. Die Here kan vir jou stuur na iemand in die dorp toe. Die Here kan vir jou stuur na 'n moeilike familielid toe. Die Here kan vir jou enige plek stuur met die evangelie en die uitnodiging om vir iemand anders te gaan sê, volg hom. Volg hom. Hy is die moeite werd om te volg. En jy gaan dit net kan sê, as jy kan getuig oor dit wat die Here in jou lewe doen. En geliefde, om te kan weet wat die Here Jesus in jou lewe doen, moes jy al die Here Jesus se moeilike opdragte uitgevoer het tot 'n mate. Anders gaan jy altyd een van die skare bly, en jy's welkom om dit te wees. Ek was vir lank in my lewe 'n stoelsitter. Ek jaag jou net jou stoel uit op nie, glad nie. Ek maak die uitnodiging vir jou. As jy wil, jy voel die Here werk in jou hart, om hierdie jaar te sê, ek gaan my stoel verlaat. En tot dusver het ons nog niks in plek gehad om vir jou aan te bied, hier en daar 'n kleinigheidjie. En die Here het ons eers nader aan mekaar leer groei. Maar hierdie jaar is die begin en die wegspringblok van wat ek dink die Here se opdrag van Matteus 28 vir ons gemeente is. Dis tyd om te gaan. En in julle harte sit julle met die plekke. Die Here het al begin werk met sekere van julle. Ek gaan nie die opdrag gee nie. Daar's sekere goed wat die Here vir my gaan wys en daar's sekere goed wat die Here vir jou gaan wys. En jy gaan dit aan my moet kom rapporteer. En ek sê, "Bou, kyk hier." Iemand het nou net na my toe gekom en gesê, "Die Here het my opgerig vir hospitale." Ek sê, "Bring dit.
Kom wys vir my wat werk die Here in jou hart as 'n disipel om te gaan disipel. 'n Disipel is iemand wat gaan om te disipel. Net volg maak nie van jou 'n disipel nie. Is jy moet leer en jy moet ander lering oorbring. En hier kom een van die moeilike goed. So maak gereed van daai netjie wat so maak. Voor lering kom doop. Gaan na die nasies. Bekeer hulle, doop hulle, leer hulle. Hoekom? Want Jesus Christus wys dit vir ons voordat hy begin om sy disippels te roep en te leer, is hy deur die doop. Dis wat hy vir ons los, saam met die nagmaal agterna. Dis sy opdrag, dis sy orde. Hy wil hê sy gees moet hoofskap in jou lewe inneem. Dis hoekom hy na sy doop, toe gaan hy die woestyn in om versoek te word. En die woord sê, hy is vol van die gees daarin. Hoekom? Want die gees, hy is gedoop in die gees by die rivier. Toe gaan hy vol van die gees daarin. En na die versoekings in 40 dae sonder kos en water, toe kom hy vol van die gees daaruit. Weet jy hoekom baie mense bloedneus uit die bediening uitkom? Want hulle gaan leeg van die gees daarin. Hulle kry pak sla daar binne en hulle kom leeg van die gees daaruit. Want om te adverteer op Facebook al my goeie werke maak nie van jou disipel nie. En om my accolades te wil kry van wat 'n goeie mens jy is en wat jy doen, maak nie van jou noodwendige disipel nie. Wat van jou disipel maak, is om te doen soos Jesus gedoen het. Bekeer wat ek glo jy het. Doop. Ontvang sy gees wat jou wil aktiveer in jou roeping. Ontvang die lering en ons gaan goed in plek sit vir jou. En die Here het klaar stappe vir my gewys waaroor ek so dankbaar is, maar dis een treetjie op 'n slag, so ek het net 1 of 2 goedjies wat ek weet. Die res moet nog kom. Ons gaan 'n lieflike Bybelskool begin. Op die regte tyd. Hoekom? Want die woord sê, dit moet gebeur soos geboortepyne. Jy voel nou die Here sê iets, dan voel jy weer die Here sê iets, en die wetseel word het gebore. Ons kan dit nie afjaag nie, ons kan dit nie kunsmatig skep nie. Die Here moet dit aankondig en die Here het 'n paar klein stappies gewys. Dis soos een treetjie in die paviljoen. Een trappie. En ek is opgewonde oor dit. So die Here skep 'n plekkie van lering, gesonde lering, gereelde, gesonde lering. Hebreërs 10:25, moenie die samekomste van die gelowiges minag, soos dit baie se gewoonte is nie. Geliefde, jy gaan nie 'n disipel kan wees as jy 1 keer in 6 weke hier is nie. Jy gaan nie kan nie. Dis nie skuldgevoel wat ek vir jou bring nie, dis die realiteit. Jy gaan nie 'n disipel kan wees as jy 1 keer in 6 maande of weke 'n gemeenskap van gelowiges bywoon, nou en dan 'n selgroepie en jouself troos dat jy vir die ouer huis R10 gee nie. Besef dan, jy kies om deel van die skare te bly. En dis fyn. Ek sê weer, dis nie 'n forsering in enige rigting nie. Dis 'n uitnodiging na dieper. Dis al. Dis 'n uitnodiging na dieper. Dis 'n uitnodiging na disipelskap. Dis 'n uitnodiging na een van die most amazing belewennisse wat jy ooit kan beleef, is om te voel hoe die Here jou gebruik. En jy weet, niks het uit jou uitgekom nie, dis die Here. So jy kan die eer van voor jy sê, prys die naam van die Here, wat nou net R1000 deur my gewerk het, na iemand toe, wat het nodig had, en die persoon sê, prys die Here, weet jy hoe lang bid ek al vir die R1000? En jy het verloor. Jy moes die prys bereken om dit te doen, maar soos, dit behoort nie aan my nie. Wow, kyk wat doen die Here. En R1000 kla jou nie, of jy is besig om my sommetjie te maak. Waar moet ek nou afknyp? Hoe moet ek dit doen? Ag nee, wat die Here sal iemand anders gebruik. Bly dan net daar sit en kom Sondag. Maar my gebed is dat die Here jou sal beweeg tot by die punt wat jy voel, nou roep hy jou. En jy antwoord sy oproep, volg my. En jy sê ek meld aan vir disipelskap. En hoor gou vir my mooi, as een van ons wat disipelskap kies, iemand oordeel wat dit nog nie doen nie, is jy net so op die verkeerde plek.
as die persoon wat nog nie kan kies nie. Weet jy hoekom? Die Here het jou nie forceer na die volgende plek toe nie. Die Here het my nie forceer nie. Ek het jare 'n kerkbank waarop gesit. Tot op 'n dag wat ek beleef die Here sê, nou. So ek forceer jou nie, maar ek weet dat ek weet die Here sê, ons gaan nie meer wag nie. Ons gaan begin beweeg. Kom jy saam, jy is so welkom. Is jy nog nie reg nie, wag. Maar onthou net, daai nog nie reg nie, moet jy uitfigure vir jouself voor die Here. Die woord sê, werk jou heil uit voor hom. Jy moet in jou hart dit kan uitwerk deur te sê, die Here stuur my nog nie, of ek kies om nog nie reg te wees nie, want dit is ongemaklik. Kan ek vir jou sê, as ek Petrus was, en 2 bote loop amper oor van vis, dit is soos Rembrandt aandele wat uitbetaal. Nee? En hy moes kies, gaan hy bly by sy bote vis, en sy grootste deel van sy lewe mark toe vat, in sy huisloop groter bou, en 'n ekstra badkamer bo op die dak sit, of om Jesus te volg en alles te los, ek weet nie, dit sou 'n moeilike keuse gewees het. Vleeslik, bitter moeilik. Maar wat het Petrus gesien? Petrus het gesien hoe hy deur die nag niks gevang het nie. En Petrus het gesien hoe die Here van die leerskare praat met die natuur en dit oorrol. En die natuur gehoorsaam hom tot 'n wonderwerk. En dit het hom gegryp aan sy hart. En daarom raak Petrus vir 'n lang tyd nie noodwendig 'n diep disipel nie, né? Hy bly aan die 72, want hy verloon nog vir Jesus voor die kruis. Maar dan is daar 12 waarvan Petrus een raak. Wat is dit? Dis 'n leiersgroep. Dis 'n leiersgroep. Jesus het 'n leiersgroep gebruik om vir ons dinge in plek te sit. En Jesus gaan van disippels na leiers toe ook in hierdie gemeente bekend maak. En om 'n gemeente vorentoe te lei en vorentoe te neem, is ongelukkig nie almal se werk nie. En ek vertrou die Here om die leiers vorentoe te bring, wat hierdie gemeente gaan help lei. Nie net bestuur nie, lei. Ons het lieflike bestuursposisies in plek. Ons het leiers nodig. Gemeenskapsleiers, disipelleiers. En die Here sal self dit met ons werk. En daarom gaan ons die bloudruk gebruik van die boek van Handelinge. En ons gaan vir die volgende onvoorsiene tyd, wat ek nie weet of omgee hoe lank dit vat nie, gaan ons as gemeente deur Handelinge werk. Dit was die ontstaan van die eerste kerk. En ek sê nie, ons moet soos Handelinge raak nie, in terme van hoe die kerk gelyk het nie, want dis baie jare terug, en daar seker goed wat anders was as vandag, maar ek sê, binne in daai oprigting, gaan ons wysheid ontvang, as gemeente, hoe om gesonde struktuur in plek te sit, wat die Here self aankondig. Jy kry struktuur wat wil beheer, en dan kry jy struktuur wat bestuur. Die een is 'n eienaar, die ander een is 'n rentmeester. Ek kies dat ons rentmeesters is. Ek kies dat ons die woord van die Here ernstig opvat en sê, ek wil kies om te volg, daarom wil ek deel raak van hierdie disipelskapprogram. En by die disipelskapprogram, my geliefdes, gaan daar verantwoordelikheid wees. Jy gaan verantwoording doen. Jy kan nie met iets begin en dit los. Jy kan dit los, maar daar gaan 'n program wees wat gaan loop. En ek gaan 'n bietjie dissipline toepas op dit, vir myself en vir jou, om die sekere goed by te woon. Want jy het gesê, ek kies om 'n disipel te wees, so nou moet ons daai teorie insit, wat die Here wil gebruik om prakties uit te gaan. Want dit was die opdrag. Ek het vir julle vir 3 jaar als geleer gewys. Nou moet julle gaan. En uit ons geleedere uit, gaan die behoeftes kom. Ek weet dit. Ek vertrou die Here, want hy het dit gesê. Hier's 'n ouer huis wat besoek moet word.
Hier's 'n gemeenskap van armoede. Hier's so 'n uitreik wat moet plaasvind. Daai goed gaan kom, maar die Here gaan vlagdraers in plek sit. As die Here vir jou die ding bring, weet nou al, jy gaan verantwoordelikheid van daarvoor. Jy gaan die vlag dra, jy gaan die reëlings tref, en die Here wys dit vir jou. Ons gaan saam. En ek sê dit met groot respek, geliefdes, maar ek sê dit wel. Vir 6 jaar was ek bereid om die meeste van die goed alleen te doen, saam met my vrou en 'n paar wat gehelp het. En ons het in die ritme van die verlei gekom, ons het verhouding gebou en ek het gesukkel om nee te sê. En ek het gesukkel om opdragte uitgedeel. Maar dit moet einde kry, want ek het julle nodig. Vir 'n paar van hierdie 6 jaar het ek Desember vakansies gegaan op die rim van uitbrand. En ons het mekaar nodig. Ons gaan iets in plek sit, en dan gaan mense in plek kom wat rolle gaan hanteer, en daai rol gaan joune wees. Wil dit nie 'n portefeulje noem, dit klink te veel na besigheid, maar dit is eintlik maar 'n klein portefeuilletjie. Dit gaan iets wees soos die opstel van die klank op 'n Sondag, is jou verantwoordelikheid. As ons hier kom, dan is al hierdie goedjies reg. Partykeer dan stel ek nog goeders op, en as ek laat, en as mense kwaad vir my daaroor. Iemand gaan verantwoordelikheid vat vir dit. Iemand vat verantwoordelikheid vir die opname, so 7 en die omskakel na YouTube toe. Ons gaan kyk na 'n uiteensetting van die admin kant. Daar's klare bestuur wat die uitbetalings en die dinge doen, en vir ons die bankrekeninge plekke, en praat met die boekhouers en goeders, maar daar's meer admin as dit. Ons gaan van daai admin goedjies moet subkontrakteer na mekaar toe. En iemand gaan moet sê, "Jesus, ek steek my hand op vir dit." Ons gaan iemand moet kry wat vir ons help met opsigter werk en sê, "Ek vat verantwoordelikheid vir die badkamers hierso." Dit kan nie die hele tyd net die oortsin bly nie, want ons gebruik dit. En iemand wat sê, "Ek verstaan plumbing," gaan sê, "Gee vir my die badkamers, gee vir my die water, ek sal met die oort werk saam met hulle en ons sal dit uitsorteer." Ons gaan kyk na iemand wat selfgroepe gaan bestuur, kampe gaan reël, kinderkerk verantwoordelikheid gaan vat en take uitdeel, wie die woordskool gaan doen, wie gaan kyk na uitreike, wie gaan omsien na die tieners en die jong volwassenes, wie is die hoof van lofsang en hoe gaan dit werk daar? Dankie vir oom Gert hulle by die koffie vir ons doen klaar. Hoe gaan die socials en die uitstappies lyk? Watter sprekers gaan ons bring en wanneer? Wie hanteer begrafnisse en nood? Wie hanteer media en sosiale geleenthede vir ons om saam te kom? Afkondigings, mannebedienings, en so kan ek aangaan. En ons gaan hierdie lysie uitsit, en ek vra vir jou, steek jou hand op vir iets as jy voel die Here werk in jou hart. Ons gaan nie kwaad wees as ons 'n klomp van hierdie goed nog steeds self moet doen nie, maar die uitnodiging van volg my, het Jesus vir elke een van sy disippels take gegee. 'n Disipel volg Jesus. Hoor en doen, hoor en doen. So wat hoor jy in jou hart as jy in hierdie goed kyk? Gaan 'n bietjie struktuur kom, dit gaan 'n bietjie meganies voel in die begin, maar vergewe my, enigiets wat in plek moet kom, is eers 'n bietjie meganies, dan raak ons gewoon daaraan. Wat ek weet is dat die Here sê, disipelskap en die woordjie volg my hierdie jaar. In lering en in uitgaan is die volgende fase vir GGC. Hoe lank dit gaan vat, ek weet nie. En as jy nie bereid is om saam te stap nie, dis okay. Maar net soos die ouens wat geslaan is, die apostels, gesê het vir die Sanhedrin, julle kan my slaan, maar ons kan nie anders as om te sê en te vertel dit wat ons gehoor en gesien het by Christus nie. En ek is seker ek het dit gehoor. En daar's baie wat ons nou oor kan praat. En die ding gaan so stelselmatig gaan hy shape, soos wat ons aangaan, want is nou maar nog net geboortepyne. Maar die uitnodiging staan vas. Kom ons kom, en op 'n stoel sit, op 'n Sondag en woord kry, af na disipelskap toe. Kom ons vat die woord, kom ons begin verteer die woord, kom ons begin gaan waar hy vir ons wys,
ons moet gaan. En kom, ons begin maak, so sekere mense sê, 'n geïntegreerde verskil in ons gemeenskap. Sonder om 'n dankie te verwag, niks. 'n geïntegreerde Christuslewe wat hom uitspeel aan die buitekant en iemand stap weg van jou en sê, dit is hoe 'n man en 'n vrou van God lyk. Dit is hoe 'n disipel lyk. En al wat ek en jy sê is, prys die naam van die Here wat al die eer ontvang. What you say? Amen. Is julle reg? My broek bewe. Maar my broek het vir elke groot ding nog gebewe. Want ek weet mense hou nie noodwendig van verandering nie. Maar ek kan nie hier wees om jou goedkeuring te kry nie. Ek moet hier wees op wat die Here sê. Ek gaan nou by hom broers wees. Ja, ekskuus. Ja, sorry. Rapporteer beteken nou nie dat jy my goedkeuring het. As die Here vir jou opdrag gee om in 'n hospitaal te gaan werk, is ek die laaste een wat vir jou gaan sê jy mag dit nie doen nie. Glad nie dit nie. Is kom deel dit met my. Dit is die regte woord. Kom deel wat die Here sê met my. Want jy kan dit wees wat die Here gebruik as disipel om die ding op die tafel te sit wat nog nie hier is nie. En daar's heel waarskynlik nog nie hier is nie. Maar dit iets kan dit take 'n mindshift. Om broers. Dit gaan baie gebed vat. Tannie. Ons sal terugvoer gee binnekort. Die jaar het nou afgeskop. Ek en Meld sal gesels en dan sal ons in hom kom noem Pieter en dan sal ons binnekort terugvoer gee. Meld sal jy vir ons 'n vergadering weer reël vir dit. OK, dan sal ons feedback gee oor dit. Want anders dan gaan ek nou iets met my duim met sy wat ek nie nou weet waar dit staan nie. Goed, draai goed met twee na mekaar toe. Bid net oor wat jy nou gehoor